Mense, Jaap hier so, ek wil hoofstuk 8 met julle behandel. En ek wil net voor die tyd noem dat al hoe mense Openbaring kan verstaan is as jy dit verwys na, as jy gaan kyk na die res van die Bybel. Jy het die Bybel nodig om die Bybel te verstaan. En dit is baie waar met Openbaring. Ongelukkig het ek nog nie veel mense ontmoet wat die Bybel gebruik as fondasie vir Openbaring nie. Hulle verwys nie na die ander profete en die wet om dit te verstaan nie, en daarom verstaan hulle dit nie. Maar dit is ook om hierdie weergawe van my, ek maak die fondasie, die woord, die Bybel, en ek verduidelik hierdie goed deur die Bybel, en dit is ook om ek weet, dit kan meer akkuraat wees. Net bloot die feit dat ek die Bybel gebruik om dit te verduidelik. Dan gaan ek maar ons nou nie allerhande nonsens kan opmaak oor hierdie goed nie. Ok, kom ons kyk nou Openbaring 8, 7 seal, prelude to the seven trumpets. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour, and I saw the seven angels who stand before Yahweh, and to them were given seven trumpets. Then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before Yahweh from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it on the earth, and there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. So the seven angels who had the seven trumpets prepared themselves to sound. Dit ek hier geskryf, die gebede wat in vers 4 na Yahweh opgevaar het, is wraakgebede. Gelowiges is kort na Yahushua se dood in Jerusalem vervolg. Handelinge 8 vers 1 tot 3. Hierdie mense wou geregtigheid hê, en die komende pla van Openbaring 8 en Openbaring 9 is Yahuwah se antwoord op hulle gebede. Ek wil ook noem hierdie 144.000 Israel wat na verwys word in die vorige hoofstuk 7. Hulle is geseël, so hierdie trompet pla en goed, dit was nie van toepassing op hulle nie. Hulle was gevrywaar van dit. Dit is ook belangrik om te weet. Dus kom Yahweh hulle geseël het voordat hierdie goeders begin het. Hierdie straf is spesifiek vir die ongelowiges wat die waarheid verwerp het, en ook die mense wat gesê het, laat sy bloed op ons en ons kinders kom, né? Daar het klomp mense dit gesê toe Joshua moes doodgemaak word. Joshua vervul hulle woorde oor hulle koppe. Die vloeke wat oor hulle gekom het, het ook te doen met daardie woorde van hulle. First trumpet, vegetation struck. The first angel sounded, and hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up. Nou, ek gaan nou verwys na beide figuurlike en letterlike vervullings van hierdie verse, want in baie opsigte is daar beide, en daar is beide 'n figuurlike vervulling en 'n letterlike, en die figuurlike gewoonlik kry jy uit die profete van die Ou Testament. Hulle gee vir jou die figuurlike verduidelikings van hierdie woorde, maar ook in die historiese boeke kry jy die letterlike vervullings ook van hierdie goeters. So ek gaan beide aanraak. En wat ek ook sommer nou wil noem, hierdie boek is baie diep, en mens sien ook hoe Joshua verwys die hele tyd na selfs die wet. Hier met die trompette verwys hy na die pla van Egipte, met die Exodus. En daar's 'n rede hoekom hierdie pla verwys na daardie pla van Egipte. Die vers, ons sien hoekom in Deuteronomium 28 vers 58 tot 60. If you do not carefully observe all the words of the law that are written in the book, that you may fear the glorious and awesome name Yahuwah your Elohim, then Yahuwah will bring upon you and your descendants extraordinary plagues. Ek wil net noem hierso. Then Yahuwah will bring upon you, as jy nie Yahuwah vrees nie, né? Fear the glorious and awesome name. Nou, naam is ook karakter, en fear in die woord verwys na gehoorsaamheid aan die gebooie. Dus hoe jy wys dat Yahweh dat jy hom vrees, is deur sy gebooie te gehoorsaam.
En dan sien ons, then Yahweh will bring upon you and your descendants extraordinary plagues, great and prolonged plagues, and serious and prolonged sicknesses. Moreover, he will bring back on you all the diseases of Egypt, of which you were afraid, and they shall cling to you. Hy verwys na die 10 plaae van Egipte, wat oor Israel sou kom, as hulle nie Jahweh gehoorsaam het nie, en dit is wat ons sien in Openbaring. Ons sien na 'n verwysing na hierdie 10 plaae. En hier het hy geskryf, hierdie eerste trompet is 'n verwysing na die 7de plaag van Exodus, van Egipte, kan jy sê. Letterlike vervulling. Tydens die beleg van Jopata, Galilea area, een van die stede wat tydens hierdie oorlog deur die Romeine beleer is, verklaar Josephus dat 4 balle in die stad geloods is. Josephus, The War of the Jews, 379. At the same time, such engines as were intended for the purpose threw at once lances upon them with a great noise, and stones of a weight of a talent were thrown by the engines that were prepared for that purpose, together with fire, and a vast multitude of arrows, which made the wall so dangerous that the Jews durst not only not come upon it, but durst not come to those parts within the walls, which were reached by the engines. Hierdie is maar soos trebuchets, wat hulle later ook na gebruik het in die middeleeue, om stede aan te val. Dit is maar dieselfde prinsip waarop hierdie gewerk het. Hulle het groot klippe gegooi, en die klippe was so witterig van kleur, so dit het gelyk soos haal. So baie keer as die Bybel verwys in profeetboeke, soos hier so in die Openbaring, na haal en na die grootte van die klippe soos 1 talent groot, verwys dit na hierdie klippe wat deur hierdie, ek gaan maar sê trebuchets, gegooi word in die stad en om die mure te breek en die mense dood te maak. Nou, later in Openbaring lees ons weer van hierdie haal wat so groot is soos 'n talent, so swaar is soos 'n talent. So dit verwys na hierdie klippe wat hulle ingegooi het in die stad, né? En hulle allerhande goed ingegooi, nie net klippe nie. Dwars deur Openbaring verteenwoordig die aarde Israel en die see Rome. In vers 7, 1/3 van die aarde het verbrand, 1/3 van die boom het verbrand en al die groen gras het verbrand. Nou dit verwys na 30%. Hierdie eerste straf is soos 'n intree in die strawwe in, wat Jahweh sou bring oor hulle. So, jy kan maar sê sodat hulle 'n kans het dan nog om te repent. Na Jahweh hulle 'n voorsmaakie gee van wat kom. Maar natuurlik, soos ons lees in Openbaring, het hierdie mense nie teruggedraai na Jahweh nie, hulle het hom actually gekurs, hulle het hom gevloek. So, toe dit net erger en erger geword. Hierdie vers word letterlik vervul in Israel. Hierdie, alles wat so 1/3 van dit, bome, gras en aarde wat brand en destrooi word, het letterlik vervul in Israel, tydens die Joodse oorlog, as gevolg van die Romeinse leer se verskroeide aardebeleid. Baie soos wat Engeland mag gedoen het in Suid-Afrika ook met die verskroeide aardebeleid. Dis maar so iets. En Rome het maar dieselfde gedoen daar in Israel se area met hulle oorlog daar. En hulle het nie net Jerusalem aangeval, het al die omringende stede ook aangeval van Israel. He, Titus, also at the same time gave his soldiers leave to set suburbs on fire and ordered that they should bring timber together and raise banks against the city. So the trees were now cut down immediately and the suburbs left naked. Hulle het baie groot areas verwoes van die natuur, van die bome en die gras en so aan, soos met die verskroeide aarde idee. Nou die figuurlike betekenis van hierdie goeters, van die bome en die gras, kom ons kyk wat sê die profete daarvan. Ek julle moes sê, daar is 'n letterlike en 'n figuurlike verwysing. Bome, Jesaja 2 vers 12 tot 14, For there shall be a day of Yahweh of hosts upon all that is proud and haughty, and upon all that is lifted up, and it shall be brought low, and upon all the cedars of Lebanon that are high and lifted up, and upon all the oaks of Bashan, and upon all the high mountains, and upon all the hills that are lifted up. Hier verwys hy na mense, nie bome, letterlike bome en berge nie. Hy verwys na mense van 'n land.
Jesaja 37 vers 24, want hierdie praat oor strawwe, wat kom oor 'n land en 'n mense, maar hy verwys na die mense as bome, né? Ook hy het baie keer dan, byvoorbeeld na reuse, verwys hy ook na die sedars of die baie hoë bome wat hy dan doodgemaak het van hierdie reuse. Jesaja 37:24, By your servants have you defied the master, and I have said, with the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the innermost parts of Lebanon, and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice fir trees thereof. Weer eens verwys na mense, nie na die letterlike bome nie. Verwys na lande wat vernietig word, of aangeval word, en Jahua wat mense of lande of areas straf. En verwys hy na bome wat afgekap word. Nou die gras, Jesaja 37:27, Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded, they were as the grass of the field. Hier verwys hy reguit na mense as gras, and as the green herb, as the grass of the house on the housetops, and as a field of grain before it is grown up. Jesaja 40:6-8, The voice of one saying, Cry, and one said, What shall I cry? All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. The grass withers, the flower fades, because the breath of Yahuwah blows upon it. Surely the people is grass. The grass withers, the flowers fades, but the word of Yahuwah shall stand forever. Sien ons baie duidelik, apokaliptiese spraak of taal soos in Openbaring. Hier kan ook dan verwys na die gras as mense. So die bome en die gras wat verbrand en vernietig word, is letterlike verwysing na die Israel en wat vernietig word. Die mense wat bome en gras is, wat afgekap en verbrand word. Maar dan ook 'n letterlike vervulling het plaasgevind met die verskroeide aarde beleid van Rome. Josephus Wars 4:1-10 opgesom. During the siege and the taking of Gamala, neither men nor women, children, infants were exempt from the punishment. Hulle het almal voor die voet doodgemaak. Babas, kinders, vrouens, mans, oud, jonk, almal. These same cruelties continued throughout the duration of the war. So hulle het gras en bome, hulle het die hoë mense en die lae mense, hulle het almal, die armes en die rykes het hulle doodgemaak. Priesters en die people en almal, die konings, of die konings nie, maar die leiers en almal. Niemand het vrygekom, niemand het vrygespring nie. Nou, die straffe was vir hulle almal gewees. Josephus Wars 6:5-1. While the holy house was on fire, everything was plundered that came to hand, and 10,000 of those that were caught were slain. Nor was there a commiseration of any age, or any reverence of gravity, but children and old men, and profane persons, and priests, were all slain in the same manner, so that this war went round all sorts of men, and brought them to destruction, and as well those that made supplication for their lives, as those that defended themselves by fighting. So hulle het nie saak gemaak of jy gaan probeer terug beklei het, en of jy gesmeek het nie. Hulle het jou voor die voet doodgemaak, jonk, oud, baba, groot. Ja, dis jou is 'n volledige straf oor Israel gewees daarso. Sjoe, is maar erg, né? Die regverdiges gekies en gemerk in hoofstuk 7 van die Apokalips is uiteraard uitgesluit van hierdie pla, soos ek vroeër gesê het. Hierdie was nie van toepassing en dis hoekom hulle op hulle nie, want hulle was ook geseël deur Jahoua dat hulle nie hierdie moes deurgaan nie. Soos ek gesê het ook vir ander video's en selfs in hierdie ene, ek dink het ek al genoem, maar hulle het ons gevlug Pella toe hulle sien die Abomination of Desolation by die tempel. Rome het ons hulle afgode daar geplaas by die tempel vir die mense om te aanbid. En toe die gelowiges onthou wat Joshua vir hulle gesê het in Matteus 24, dat hulle moet vlug as hulle dit sien. En toe het hulle uit die stad gevlug en net daarna het Rome toe hierdie belering gedoen van Jerusalem en 'n muur gebou om die stad laat niemand meer kon uitgaan nie. So hulle het net betyds daar uitgekom, Pella toe. En hulle was daar vir 3,5 jaar by Pella. 'n letterlike vervulling van Openbaring. En Pella was 'n woestyn.
Weereens, alhoewel dit nie letterlik opgeneem hoef te word op grond van die apokalyptieke aard van die boek nie, was die vernietigings wat in hierdie gedeelte genoem word letterlik vervul deur Vespasianus, Titus en hulle leers. Hulle het die land gestroop van sy bome wat vir hulle oorlogsmotors gebruik word en verskroei die gras agter hulle waar hulle ook al gegaan het, verskroeide aarde metode van die Romeine. Hy het ook nie net die stad Gadara self aan die brand gesteek nie, maar al die villas en klein stede wat rondom dit was. Van die inwoners was as slawe in ballingskap weggevoer. En ek het julle mos vroeër gesê, ook 97.000 van hulle is deur wilde diere verskeur by die amfitheaters. En deur die swaard en wilde diere verskeur by die amfitheaters. 'n Letterlike vervulling van Openbaring. Hierdie goed is letterlik en figuurlik vervul in daardie tyd, mense. In die disippels se generasie is hierdie goed vervul. Dit gaan nie nou vervul, dit word nie vandag vervul nie. Josephus Wars 6:1. And truly the very few itself of the country was a melancholy thing, for those places which were before adorned with trees and pleasant gardens were now become a desolate country every way, and its trees were all cut down. Nor could any foreigner that had formerly seen Judea and the most beautiful suburbs of the city, and now saw it as a desert, but lament and mourn sadly as so great a change, for the war had laid all the signs of beauty quite waste. Ja, hulle het letterlik alles vernietig en die land het heeltemal anders gelyk na die tyd. Dit is basically soos 'n springkantplaag wat deur 'n plek gaan en ek gaan daarna verwys ook later as daar praat van die bodemlose put en die goeters wat daar uitkom. Ek gaan julle mooi kan sien wie is daardie springkane of wat is daardie springkane. It's amazing hierdie Openbaring as mens dit die Bybel gebruik om dit te verduidelik, maar ook die historiese boeke gebruik om te kyk wat het gebeur in daardie tyd en sien hoe hierdie goed letterlik vervul het. It's amazing hoe die Bybel die figuurlike kant verduidelik van hierdie strawwe en dan die historiese boeke die letterlike kant. Dio, boek 63, chapter 26. Ek het hier 'n groot stuk uitgelaat, want anders gaan ek baie moet lees. Hierdie is 'n verwysing na Nero. Little did he reckon that both sets of doors, those of the mausoleum and Augustus and those of his own bedchamber, opened on their own accord on one and the same night, or that in the Alban territory it rained so much blood that rivers of it flowed over the land. Lyk my daar bloed gereën in daardie area, dis hoekom ek hierdie na jou verwys, want daar letterlik klink my bloed gereën in van hierdie areas. Wat interessant is, nee, mense weet nie hoe kan bloed reën nie. Hoe kan dit bloed reën? Maar ja, het klink my dit het. Second trumpet, soos ek nie genoem nie, maar dalk gaan ek hierdie in 2 dele doen, want is baie inligting. Daar is 4 trompette in hierdie hoofstuk. Ek sal dalk net 2 trompette behandel. Ek probeer die video so rondom 'n halfuur hou elk. Want mense wil dalk 'n uur lang video's hê nie. The seas struck. Then a second angel sounded, and something like a great mountain burnt with fire was thrown into the sea, and the third of the sea became blood. Jy sal 'n verwysing na hierdie third die heeltyd sien. 30%. En dis basically waarna dit verwys is 30% van areas of wat ook al wat gestraf word. Nie almal nie, net 'n gedeelte. And a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. Dan sê ek hier is 'n verwysing na die eerste plaag van Exodus, van Egipte. Nou, as mens nou 'n letterlike vervulling wil hê van ons tyd vir hierdie, kan jy maar self gaan kyk. Hulle sê dat omtrent 50% van seelewe het al uitgesterf in die see. So dan beteken dit, hierdie moes seker al vervul het, as jy dit nou letterlik wil toepas. Maar ek kyk nie eers na dit nie, ek kyk na wat die Bybel sê van hierdie goeters, want die Bybel verduidelik ook hierdie onderwerpe van die see en die berg en die vuur en die bloed. En ja, dis waarna ek nou
The third of the creatures in the sea died and a third of the ships were destroyed. So verwys spesifiek ook na waterweë. Jeremia 51:24-25. And I will render unto Babylon to all the inhabitants of Chaldea all their evil that they have done in Zion in your sight, says Yahuwah. Behold, I am against you, O destroying mountain. Hier verwys hy na Babylon as 'n vernietigende berg. Baie keer verwys Yahuwah na koninkryke as berge, né? Selfs ook in Daniël 2 verwys hy na Yahushua se koninkryk wat kom na Rome en Israel se vernietiging, verwys hy daarna as 'n berg. Behold, I am against you, O destroying mountain, says Yahuwah, which destroys all the earth. Nou, dis die regering, die deel wat hulle geregeer het, nie die letterlik al die kontinente nie. And I will stretch out my hand upon you and roll you down from the rocks and will make you a burnt mountain. Sien, koninkryk word verwys na as 'n berg. Jeremia 17:3-4. O my mountain is in the field, I will give your substance and all your treasures for a spoil and your high places because of sin throughout all your borders. Ezekiel 6:2-4. Son of man, set your face towards the mountains of Israel and prophesy unto them, and say, you mountains of Israel, hear the words of the Master Yahuwah. Thus says Master Yahuwah to the mountains and to the hills, to the watercourses and to the valleys, behold, I will bring a sword upon you, and I will destroy your high places. Hier verwys dit na die mense as hierdie waterweë, die berge, watercourses, valleys, al hierdie goeters wat hierna verwys word, die hills, is mense. Dis hoekom hy sê, hy gebruik die swaard teen hulle. Nou, hoe kan jy 'n swaard gebruik teen water, of 'n swaard teen 'n berg gebruik, of 'n swaard teen 'n heuwel? Jy kan nie, dit is verwysing na mense. Van verskillende posisies, sê maar van hulle is leiers en konings, en van hulle is die gepepel, die gewone mense op straat. Verskillende posisies word hulle gesien as verskillende goeders, soos 'n berg of 'n boom in plaas van gras en so aan. Meeste gevalle van berge hierbo verwys na 'n volk of nasie wat vir vernietiging bestem is. Die gedeelte in Daniël verwys na 'n berg wat die regverdige en ewige koninkryk verteenwoordig, wat hy gaan oprig na die vernietiging van die vorige koninkryk, wat ek al reeds nou net genoem het. Jesaja 23:11. He has stretched out his hand over the sea, he has shaken the kingdoms. Yahuwah has given commandment concerning Canaan to destroy the strongholds thereof. Nou ja, ons weet almal al reeds, dit is nogal iets wat almal van ken, is dat see baie verwys na nasies. Ek dink meeste Christene weet dit, maar dit is al baie genoem in die kerke ook, dat see verwys na nasies. Maar hier is profeetboeke wat ook dit sê, dis hoekom ek dit gou vir julle wys. Nou, ek gaan hierdie is gedeelte lees, Jeremia 51. The sea is come up upon Babylon, she is covered with the multitude of the waves thereof. Hierdie verspoeling van Babylon is 'n verwysing na die Medes en Perse wat hulle oorwin het, né? Daniël 7:3, and 4 great beasts came up from the sea. Ons weet hierdie beasts is 'n verwysing na die 4 koninkryke, né? So dis mense en koninkryke wat die see, nie letterlike see nie. Net so is dit met Openbaring ook, nie 'n letterlike see waar aan die berg val nie, dit is 'n nasie. Dis 'n area, dis 'n koninkryk. Die punt van Johannes se illustrasie van die tweede engel se basseinoordeel is om vir die mense te vertel dat 'n groot nasie, een wat teen Elohim gekant is, Israel in die geval, gegooi sal word onder die beheer van Yahuwah in die see, in Romeinse ryk. Die gevolg hiervan sal die dood van die derde van hulle wees. In hierdie geval van die trompette verwys dit na 30% van hulle wat deurloop onder Rome, maar later glo ek gaan selfs meer van hulle nou doodgemaak word, nie net 'n derde nie, nie net 30% nie. In die begin, vir die begin was dit, ek dink net 30%. Soos ek gesê het, sodat hulle kan
Repent, miskien as hulle wil, maar soos ons lees, het hulle nie gerepent nie. Grond of berg in die geval verwys na Israel, see verwys na ander nasies, in die geval Rome. So is verduidelik in die Bybel, verduidelik homself. Mens kan dit sien in die skrif sê vir jou, wat is hierdie goeters? Dis nie 'n letterlike berg. Imagine 'n berg val in die see, dink jy die aarde gaan dan nog bestaan? Dan gaan die aarde mos nou nie meer bestaan nie. Josephus teken aan dat Vespasianus se eerste veldtog deur die noordelikste streek van Israel, Galilea, op daardie stadium was daar 3 hoofafdelings van Israel. Galilea in die noorde, Judea in die suide en Samaria tussen hulle. Sinds dan Josephus daarso, Vespasianus stelselmatig beleer en het die stede van Galilea vernietig, totdat hy dit alles verower het. En daar is 'n verwysing waar jy dit kan gaan lees. En dan hierso die letterlike vervulling in Josephus Wars 3:9-3. En terwyl daardie mense van Joppe in hierdie see rondgesweef het, in die oggend het daar 'n geweldige wind op hulle geval. Dit word genoem deur diegene wat vaar daarheen, die swart noordewind. Daar het hul skepe een teen die ander verpletter. Sommige van hulle teen die rotse. Nou kyk, selfs die weer was nie in Israel se kant nie, né? Soos wat die Romeine hulle wou aanval, het baie van die mense op skepe gespring en rondgewag op die see, om net die Romeinse soldate op die strand te ontvlug, of op die kus te ontvlug. Maar selfs die weer het teen hulle gedraai, en die winde het verander, en hulle is so doodgemaak. Sonder dat die Romeinse soldate selfs baie keer hoef dinge te doen, het die mense hulle self maar toe doodgemaak, dat hulle nie verdrink nie, of dat hulle nie op die strand eindig waar hulle dan anyway doodgemaak sou word nie. Die vyand was op die land, so hulle was bang om land toe te gaan. Golwe het so hoog opgegaan dat hulle verdrink het. Daar was ook nie plek waarheen hulle kon vlug nie. Geen manier om hulle te red nie. Hulle het hulself eerder doodgemaak met die swaard as om te verdrink of land toe te gaan. Die see daar was rooi van die bloed. Daar sien ons die water het soos bloed geword, né? Dit is 'n verwysing na daardie plaag in Egipte ook. Die getal dood was so 4200 met daardie slag, by daardie spesifieke waterweg. By Joppe is 4200 Israeliete dood. En ja, die water in bloed verander daar. Die stad Taragai, hoe mense dit ook al uitspreek, het nie beter gevaar nie. Toe hulle na die see van Galilea gevlug het, is die rebelle van Taragai deur die Romeine vermoor. Oor hul dood op see skryf Josephus. One might then see the lake all bloody and full of dead bodies, for not one of them escaped. Hulle het letterlik almal daar doodgemaak. And the terrible stink and a very sad sight there was on the following days over the country. For as for the shores, they were full of shipwrecks and of dead bodies all swelled. Nou, hierdie liggame het mos opgeswel en maar rondgedobber daar en al hierdie waters besoedel, né? Hierdie het nie net by die see en so aan gebeur nie, by die riviere ook gebeur, by Galilea, by verskillende areas het dit gebeur. Die Romeinse soldate, mense oral op see en op land doodgemaak. Strawe wat oor almal gekom het, nie net oor sommiges nie. Ons kyk gou hoe lank is hierdie video. Ja, is 'n goeie tyd dat ek om te stop hier. Dis nou presies 2 trompette. Ek sal die ander 2 op 'n ander video dan sit. Maar geniet julle dag en dan gaan ek aan met die volgende video. Totsiens.